Goeiedag, hiermee die daaglikse brood vir vandag. Jy is geroep, jy het 'n heilige roeping tot 'n afgesonderde lewe. En Romeine 8 vers 28 staan, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Ja, ons roeping is deel van Abba Vader se groter plan om meer en meer soos Yeshua te word. In Efesiërs 4 vers 1 vermaan Paulus ons en sê om te wandel waardig in die roeping waarmee jy geroep is. Met ander woorde, ons word aangemoedig om so te leef dat ons lewens pas by die heilige roeping wat Abba Vader vir ons het. Ja, Abba Vader het ons geroep uit die duisternis na die lig. En ons roeping sluit in om sy lig aan ander te toon. Ons heilige roeping is nie net 'n titel nie, dit vra 'n manier van leef, afgesonder vir Abba Vader. En die punt is, jy is deur Abba Vader geroep met 'n heilige roeping, 'n individuele roeping, iets wat Abba Vader spesiaal vir jou het, wat hy spesiaal vir jou bied, niemand anders nie. Maar om jou roeping te vervul, sal jy soos 'n Olimpiese atleet moet voorberei, streng oefen en jouself moet streng dissiplineer deur die regte prioriteite te stel in jou lewe. En dit laat my dink aan hierdie voorbeeld van 'n visbak. Binne in hierdie visbak is daar hierdie groot rots wat binne in die visbak vol staan. Is hierdie visbak vol as die rots binne-in staan? Hy lyk vol met die groot rots binne, maar as jy klein klippies sou ingooi, is daar nog baie plek vir die klippies tot hy vol is. As jy nou sou klein klippies ingooi, is hy dan vol? Nee. As jy sou sand byvoeg, is daar nog baie plek vir die sand tot hy vol is. Is hy dan vol? Nee, want as jy sou water bygooi, kan jy baie water bygooi tot bo. Is hy dan vol? Ja, want as jy nog iets moet bysit, gaan die water oorloop. Met ander woorde, daar is verskillende definisies van vol. Ek het gedink toe ek dit sien die eerste keer, ja, ek verstaan hierdie, daar is altyd nog tyd en nog plek vir iets om iets in te pas, is dit nie? Daar is altyd in die tyd wat Abba Vader vir my en jou gee, plek vir nog iets. En dis nie wat hierdie vir my toon nie. Nee, die bak is my en jou tyd. Ek en jy kry elke dag 86.400 sekondes en 440 minute of 24 ure 'n dag. Kom ons sê vir een oomblik hierdie bak is ons 86.400 sekondes in ons elke dag wat ons as 'n geskenk kry. As jy nie die eerste groot rots ingesit het in jou lewe nie, as jy die rots in jou lewe eerste ingesit het nie, sou alles nie inpas nie. As ek eers die klippies ingesit het, sou dit nooit alles weer ingepas het nie. Met ander woorde, as jy die volgorde verander, dan pas alles nie in nie. Daar is sekere volgorde en daar's 'n sekere ding en ons kan daardie groot rots vat as die belangrikste prioriteit in my en jou lewe. Die groot rots moet die grootste prioriteit in my en jou lewe wees, wat dan eerste in die 86.400 sekondes per dag die bak gesit word. Want as ons hierdie groot klip uithaal, onmiddellik maak die klein klippies die bak vol. Net soos ek en jy die belangrikste prioriteit in my dag uithaal in 'n oogwink, dan maak die kleiner dinge in my en jou lewe die bak vol en dan kan ek nie meer die groot rots terugkry nie. Maar as ek die groot rots eerste insit, dan pas die kleiner dinge rondom hulle in. Net so, as ek eers die water insit, pas die groot rots en die kleiner klippies nie meer in nie. Die water moet laaste inkom, daar is 'n sekere volgorde, 'n sekere prioriteit wat jy moet stel. Die water moes eers vierde ingegaan het en nie eerste nie. Dieselfde met die sand. Jy kry die bak vol met die rots eerste, dan die kleiner klippies, dan die sand en dan die water. So daar's 'n sekere manier, 'n sekere volgorde hoe hierdie inpas. Eers as ek die regte volgorde gebruik, eers dan sal alles inpas. Jy kry nooit dieselfde hoeveelheid in die bak as jy die volgorde verander nie. So partykeer vat ek hierdie dag wat Abba Vader vir my en jou gegee het, en ek sê dankie Abba Vader, ek vat hierdie tyd
En ek vat hierdie tyd en dan aan die einde van die dag dan dink ek, o Jesus, waar het my dag heen verby gevlieg? Ek het nie alles ingekry nie. Ek het vergeet om hierdie te doen en dan sê ek, daar is nie tyd nie, nê. Maar as ek dit op 'n ander manier gedoen het, en as ek dalk eers die rots in my lewe gesit het, soos wat Abba Vader se woord ons leer, hy die rots is, dan sou alles ingepas het, en dan sou ek alles ingekry het, in hierdie bak, in hierdie tyd wat hy my gee. Hoor gou, daar is 7.3 of 8 biljoen mense op aarde, en almal het presies dieselfde tyd, 86.400 sekondes in 'n dag. En die vraag is, hoe prioritiseer ek en jy ons 86.400 sekondes per dag? Is Abba Vader die rots in jou lewe? In die heilige roeping waartoe Abba Vader ons roep, moet hy die eerste prioriteit in ons lewens hê. En dit vat voorbereiding, dit vat verg tyd in sy teenwoordigheid om sodoende sy roeping uit te gaan leef daar buite, om sodoende 'n lig vir ander ook te wees. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie dat U ons leer en dat U ons hierdie heilige roeping het vir elkeen van ons. Ja Vader, U het 'n heilige roeping en baie kere dink ons het nie tyd daarvoor nie, want ek moet werk en ek moet kinders by skool aflaai en ek moet al die dinge doen. Maar Vader, as U eerste in my lewe geplaas word, dan pas al die ander dinge in. Dankie Vader, ek wil U in hierdie heilige roeping wat U my na toe roep, wil ek prioritiseer en Vader, ek eer U is die rots in my lewe. Help my help ons met ons prioriteite. Ek bid dit alles in Yeshua Messie se naam, die seun van Jotewawei. Amen. Shalom.